Het is goed om deel van 'n geloofsfamilie te wees. Amen. Want wie gaan vir jou bid? As jy nie een het nie. En wie gaan jou bystaan? As jy nie 'n geloofsfamilie het nie. Het is goed om deel te wees van 'n gemeente. God het dit so bepaal. Amen. Dat daar 'n kerk moet wees. En dat mense van verskillende walks of life by mekaar moet uitkom en mekaar moet lief hê en ondersteun. Dink gou mooi daaraan. As dit nie was vir die gemeente nie, hierdie spesifieke gemeente nie, sou ons nie mekaar geken het nie. Ons lewenspaad, wel ek weet hier is families hier, so familie kan jy nou nie kies nie, jy kry hulle mos nou maar. Maar God het so bepaal dat ons deel van hierdie gemeente moet wees en vir mekaar broers en susters in die Here moet wees. En is dit nie kosbaar nie? Amen. Ons moet dit koester. Ons moet vir dit bid. Hierdie week was ek so bewus van die vervolgde Christene. Daar in Nigerië, in Indië. Soveel plekke waar Christene doodgemaak word as gevolg van die feit dat hulle Christene is. En hier kan ons vrylik by mekaar kom. Ja, die government probeer hulle goedjies, en hulle moet nou maar hulle goedjies probeer om te probeer die kerk reguleer, maar ons vertrou dat die Here ons sal bewaar. Amen. En dat die Here seker sal maak dat die kerk se deure oop bly. Amen. Want niemand kan hierdie kerk se deure toemaak behalwe God self nie. En daarom vertrou ons hom ook in hierdie land en in ons konteks, dat hy in ons sal voorsien en dat hy vir ons sal beskerm. Ons het so mooi gesing, O conquered death, where is your sting? Nee, jy's plat getrap. Die Here het die bose oorwin. En hy het gesê, die poorte van die doderyk sal nie sy kerk oorweldig nie. Amen. Maar ons het die verantwoordelikheid as kinders van die Here om te bid, ook vir die kerk en Christendom in ons land en in die wêreld. So kom ons doen so, skryf dit daar op jou gebedslysie, bid vir die kerk. Die kerk het die gebede nodig van die kinders van die Here. Amen. Nou die van julle wat julle Bybels hier het, kan oopmaak by Romeine hoofstuk 14. Romeine hoofstuk 14. Ons gaan nou daar saam lees vanaf vers 13, maar ek wil sommer onmiddellik begin met 'n vraag en jy kan homself antwoord en of as jy die antwoord het, kan jy hom uitsê. Maar my vraag waarmee ek wil begin vandag is, wat maak 'n mens onrein? Wat maak 'n mens onrein? Wat maak jou onrein? Die vroeë kerk en veral die Jode voor die kerk gevestig was, het baie wette en rituele gehad, gepaardgaande met kos en met skoonmaak, met was, purification rituals en wette wat hulle gehad het, wat hulle daar neergesit het en streng gehoorsaam het, sodat hulle rein kan bly. So tot vandag toe nog, ons spot altyd en ons weet die Jode eet nie varkvleis nie, nê? En dan sê ons, joh, julle mis daarom uit op daai lekker baconkie wanneer ons 'n farmhouse breakfast eet, nê? Of as jy nou sit vir 'n shrimp cocktailtjie en jy eet nou 'n lekker proontjie, dis lekker om te eet, maar die Jode glo hulle mag dit nie eet nie. Hulle is kosher. Hulle sal dit nie eet nie, want hulle glo dat dit wat jy eet, maak jou onrein. En wanneer 'n dier onrein is, mag jy hom nie eet nie, want as jy hom eet, gaan dit wat jy eet, die onrein dier wat jy binne in jou lyf sit, gaan jou onrein maak. As 'n dier 'n gesplete hoef het, of iets soos dit, mag jy hom nie eet nie, want dan is hy onrein. Hulle het al hierdie goed, en jy mag nie aan 'n sekere ding vat nie, wat iemand anders aangevat het nie, want as jy aan hom vat, dan maak dit jou onrein. As 'n heiden aan 'n ding gevat het, en jy vat aan daai ding, dan maak dit jou onrein. Jy mag nie naby 'n lijk kom nie, en as jy naby iemand was wat naby 'n lijk was, dan is jy nou ook onrein, dan moet jy nou vir 7 dae iewers gaan sit, en jy moet gewas word, en dit is allerlei dinge, wat hulle glo jou onrein maak. Nou, die vroeë kerk, wat hoofsaaklik ook maar uit Jode bestaan het, wat Christene geword het,
het begin argumenteer en redeneer oor hierdie ding van wat mag ons eet, wat mag ons nie eet nie, watter feeste mag ons hou nie, watter dae mag ons herdenk en nie herdenk nie, want as ons een van hierdie goed verkeerdelik doen, dan maak dit ons onrein. So van die mense het vleis geëet, wat nou nie geoorloof was volgens die wette nie, en dan het ander gesê, maar julle mag nie daardie vleis eet nie, as julle dit eet, dan is julle onrein. Dan sê hulle, maar ons is vry in Christus, ons kan eet wat ons wil. En dan is daar 'n fight tussen hierdie klomp oor kos. Nou is baie interessant, as jy vroeër in hierdie hoofstuk 14 gaan lees, dan sê, ek hou nog ons van wat Paulus sê, dan sê Paulus, as jy swak is in die geloof, dan moet jy maar net groente eet. Prys die Here, ek eet vleis. Dit is allemaal lekker, nee, lekker rampstuikie met 'n vetjie, baie lekker, varkchoppie, shrimpie, baie, baie lekker. Ja. Hulle het gestry oor hierdie dinge, want hulle het gevoel, of hulle was van opinie, dat wanneer jy rein eet, is jy rein, en wanneer jy rein is, dan staan jy reg teenoor God. Dit is wat hulle geglo het. Maar Jesus het mos 'n ander ding gesê. Jesus het gesê, dis nie dit wat in 'n mens se mond ingaan, wat hom onrein maak nie, maar dit wat by jou mond uitkom, maak jou onrein. So dit onmiddellik verander die hele prentjie. Reinheid en geregverdigheid en geregtigheid is eintlik nie iets wat dan nou buite ons lê nie, maar wat binne in ons lê. Nou, Paulus spreek hierdie ding aan in hoofstuk 14. Nie net oor die kos nie, maar ook oor sekere dae wat gevier word. Nou, kyk, een ding is verseker, as jy nou wil drama maak in die kerk, moet jy nou vir mense sê, ons gaan Kersfees vier en dan sit jy nou hier 'n kersboom op. Want daar is mense wat nie Kersfees vier nie. Want hulle glo, Kersfees is nie op die 25ste Desember nie, en dit hoef nie gevier te word nie. Of Valentynsdag, of. Daar's mense wat dit vier, en daar's mense wat dit nie vier nie. Albei wat dit vier, sê, of nie vier nie, sê, ek doen dit tot eer van die Here. Die wat dit vier, vier dit tot eer van die Here. Die wat dit nie vier nie, vier dit ook tot eer van die Here. Paulus skryf daarvan hier in die begin van hoofstuk 14. So hy is besig om met die gemeente te praat oor hierdie ding, dat hulle stry onder mekaar het, oor wat geëet kan word, en watter dae gehou kan word, met die gedagte dat as ons dit doen of nie doen nie, dan is ons rein. En as die ander dit nie doen nie, dan is hulle onrein. En dan skryf Paulus vir ons vanaf vers 13 die volgende wat ek vir ons wil lees. Hy sê, laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie. En dit gebeur nogals onder die gelowiges, nê? Die meeste judgment lê in die kerk. Kom, waar is hy? Ja, laat ons nou nie sit en skynheilig wees nie. Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liewer, om nie die broeder 'n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie. Ek weet en is oortuig in die Here Jesus, dat niks op sigself onrein is nie. Maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein. So respekteer daai persoon, nê? Maar as jou broeder deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig vir wie Christus gesterf het nie. Laat dan van die goeie wat aan julle behoort, nie kwaad gespreek word nie. Want die koninkryk van God is nie in spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Kan ons 'n amen gee op daai? Amen. Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag.
Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien. Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir 'n mens om te eet as dit tot aanstoot is. Dit is goed om geen vleis te eet, of wyn te drink, of iets te doen waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel, of waarin hy swak is nie. Het jy geloof? Behou dit vir jouself voor die aangesig van God. Gelukkig is hy wat homself nie oordeel in wat hy vir geoorloof ag nie. Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie. En alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Net weer vers 17. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Paulus praat met die gemeente en hy sê vir hulle, julle beklei oor die verkeerde goed. Julle fokus is op die verkeerde plek. Die koninkryk van God bestaan nie in wat jy eet nie. Dit bestaan nie in rituele nie. Dit bestaan nie in al hierdie moets en moenies nie, hierdie eksterne dinge wat julle dink julle kan doen om reg te wees met die Here nie. Nee, dit is nie waarin die koninkryk van God bestaan nie. Ek en jy word nie meer heilig hoe skoner ons gewas is nie. Ons word nie heilig oor hoe ons aantrek nie. Ons word nie heilig deur wat ons eet nie. Dit is nie waarin dit lê nie. Dit maak jou nie deel van die koninkryk van God as jy sekere kos nie eet nie. Rituele, kerkbywoning, al hierdie dinge maak jou nie noodwendig deel van God se koninkryk nie. Maar vandag 'n swaar ding sê wat dalk vir jou swaar kan wees. Mense kan deel wees van die kerk en glad nie deel wees van die koninkryk van God nie. Dit is die harde realiteit. Kerkbywoning is goed. Ek sê nie julle moet nou nie weer kerk toe kom nie. Dis goed om so by mekaar te wees, veral as ons saam iets goeds kan doen vir ons medemens. Maar om hier deel te wees is nie noodwendig 'n ticket to heaven nie. Want jy kan hier sit, net soos wat Jesus gesê het, die mense eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver weg van my af. So kan 'n mens deel wees van 'n kerk, maar jy's ver weg van die Here, as jou fokus op die verkeerde plek is. Lidmaatskap beteken nie noodwendig ewige lewe nie, maar om deel te wees van die koninkryk van God, dit beteken ewige lewe. Daar is 'n verskil. Ek wil eintlik die woord godsdienstigheid gebruik. Godsdienstigheid sê, ek doen sekere dinge en dit laat my heilig lyk. Waar om deel te wees van die koninkryk van God spreek van verhouding en sê, wat sê ek is in verhouding met God. Daarom is ek heilig. Daarom het ek die ewige lewe. Daarom is ek geregverdig. Geregverdig deur Jesus se werke en nie my eie nie. Daar's 'n verskil. Wanneer dit godsdienstigheid is, gaan dit oor wat display ek vir die mense. Maar verhouding gaan oor wat is my karakter. Verhouding met die Here het alles te doen met jou karakter. En is jou karakter wat jou heilig maak of rein maak of nie. Want as jy 'n slegte karakter en 'n slegte gesindheid het, wat gaan by jou mond uitkom? En as dit goed is, wat gaan by jou mond uitkom en wat gaan sigbaar wees
in jou alledaagse wandel. Jy sien, dit is wat Paulus hier sê. Die koninkryk van God is geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Dit is waarop ons moet fokus. Geregtigheid nie uit ons eie uit nie, maar geregtigheid van Jesus. Jesus wat ons rein maak, Jesus wat ons beklee met geregtigheid, en dan doen ons wat reg is. Dit help veel ons sê wat reg is om te sê, maar ons doen nie wat reg is om te doen nie. Amen? Anders bly ons geloof 'n teorie en nie 'n lewenswyse nie. 'n Teoretiese geloof gaan ons niks help nie, want ons gaan baie mooi praat, maar wat gaan ons doen? Jakobus skryf so mooi, hy sê, geloof sonder werke is dood. Wys my jou werke, en dan gaan vir jou sê, wat is jou geloof? As daar nie werke is nie, is daar nie geloof nie. Ons moet reg lewe. Ons moet doen wat reg is. Ons moet lewe met integriteit. Wat beteken dit? Dit beteken om die regte ding te doen wanneer niemand sien nie. Want dit kan hier by die kerk vir ander mense lyk asof jy baie mooi in God se koninkryk is, maar by jou huis tussen jou mense sien hulle, jong, hierdie man is deel van die koninkryk van die duisternis. Hy's 'n ander man hier by die huis as wat hy by die kerk is. En nou glo my, ek het dit al gehoor van mense, hoor. Daarom nou nog nie hier nie. Ek hoop nie ek gaan nie. Maar dit is die realiteit, né? Mense kan baie vroom wees. En jy kan 'n baie mooi mombakkie opsit en 'n baie mooi maskertjie opsit en sê, kyk vir my. Maar wat gaan in jou hart aan? En wat sê jou tong? Jakobus sê dit ook baie mooi. Hy sê hierdie tong is klein in vergelyking met die hele liggaam, maar hy kan 'n groot vuur aan die brand steek. Baie mense het gifsakkies onder hulle tonge, né? As hulle praat, is dit wat uitkom, is lelik. Dit sny, dit steek, dit maak seer. Die koninkryk van God lê daarin dat jy die ding onder beheer het. Want jou tong is gekonnek in jou hart, en as jou hart rein is, kom dit wat mooi is by jou mond uit. Leef reg. Dit is waaroor dit gaan. Dan, vrede. Vrede, daar kan nie vrede wees as daar nie eenheid is nie, né? Vrede en eenheid gaan baie mooi saam. Paulus sê mooi vir hulle hier, julle is verdeeld oor julle gestryery, en dit help nie, julle moet in vrede met mekaar lewe. Julle moet mekaar respekteer, julle moet ruimte gee vir mekaar, julle moet mekaar hoog ag, julle moenie 'n struikelblok vir mekaar wees nie, maar julle moet mekaar tot seën wees. Wie is die prins van vrede? Jesus Christus. Sonder Jesus Christus in ons lewe en sonder 'n verhouding met hom, sal daar ook nie vrede in ons hart wees nie. Hy bring die vrede in ons lewe. Meer besittings gaan nie vir jou vrede gee nie. Meer geld gaan nie vir jou vrede gee nie. Ek het ook al in daai slaggat getrap en gedink, ou Lukas Maree was reg toe hy gesing het, ek sal kan doen met 1 miljoen. My lewe met net 6 nulle kan versoen, ja, ek sal kan doen met 1 miljoen. Ons almal sal kan doen met 1 miljoen, maar glo vir my, jy het nog nooit 1 miljoen gehad het nie, as jy hom kry, gaan hy vinnig uitgaan. Hoe sê Salomo in die Spreuke, geld vinnig gekry is ook geld vinnig verloor. Dit is 'n ruilmiddel. Hy gaan nie noodwendig vir jou goddelike vrede gee nie. Gaan lekker voel as jy hom kry, as hy daar in die bank is, en dan gaan die transaksie so loop, dan is hy leeg, en sit jy maar weer waar jy was voor jy dit gekry het. Vrede kom van God af. Vrede, shalom, kom van God af. Dit beteken om heel te wees, terwyl dinge rondom jou stikkend is.
Dit beteken om vergenoeg te wees en gelukkig te wees in dit wat die Here vir jou gee in die lewe wat jy het. Hy sê soek die vrede, streef die vrede na onder mekaar. Om vrede te hê tussen mense beteken om partykeer moeilike gesprekke te hê, né? Die stryd byl te begrawe. Is nie altyd maklike gesprekke nie, maar die vrug daarvan uiteindelik is vrede. Jesus sê geseënd is die vredemakers. Hoekom? Want julle sal kinders van God genoem word. Kinders van God se lewe word daaraan geken dat daar vrede is en dat jy 'n vredemaker is. Daar's 'n verskil tussen 'n peacekeeper en 'n peacemaker, né? Nie pacemaker nie, oom Koos. 'n vredemaker is 'n persoon wat die nodige effort sal insit om seker te maak dat die lig suiwer is tussen hom en die ander persoon. 'n Vredebewaarder sal die gesprek vermy om net die vrede te bewaar. Dit help nie. Moenie 'n vredebewaarder wees nie, want eintlik bewaar jy net die probleem wat daar is wat die onrus veroorsaak. Wees 'n vredemaker en sê, ek gaan hierdie ding tackle en ons gaan hom uitsorteer sodat daar vrede tussen my en jou kan wees en dat daar vrede in my huis kan wees en vrede in my siel kan wees. Dit help nie ons storie goed onder die mat nie. Gaan nie help nie. Vredebewaarder sit dit onder die mat. Vredemaker tel die goed op en gooi dit by die huis uit. Amen. Vat 'n bietjie effort. En ons moet dit doen. Ek wonder hoeveel keer het die Heilige Gees nie jou en vir my al gelei om iets te doen wat vrede sou bring, maar ons het dit nie gedoen nie. Want ons dink beter. God se Gees is 'n Gees van vrede. En as ons na sy Gees luister, sal daar vrede in ons lewe kom. Ons gaan 'n bietjie moeilike goedjies moet doen, maar uiteindelik sal daar vir ons vrede wees. Die Koninkryk van God lê ook in blydskap. Halleluja. Blydskap in die Heilige Gees. En ek dink, dit is iets wat ek definitief ook meer van nodig het. Is blydskap. Daar is soveel dinge in die lewe wat ons blydskap kan steel, Elke dag. Moeilike mense, moeilike situasies, dinge wat nie lekker uitwerk nie. Dit het partykeer so 'n manier om ons joy te wil steel. Ons moet versigtig wees om nie ons blydskap te plaas in eksterne dinge nie ook. Want daai eksterne dinge, aardse dinge, wêreldse dinge, dit gaan kom en gaan. En as ons blydskap in dit sit, gaan ons blydskap ook maar kom en gaan. En die gevaar is, baie van ons maak onsself of ander mense seer, wanneer ons in 'n oomblik van seer of hartseer is, wanneer die blydskap weg is. En ons moet versigtig wees, wat ons doen wanneer ons omgekrap is. Wat ons sê wanneer ons omgekrap is, of wanneer ons bietjie te neergedruk voel. Ons moet versigtig wees hoe ons optree in daardie tye. En dis hoekom ek sê, ons moet eerder fokus op die blydskap wat die Here vir ons gee, sodat daar 'n konstante blydskap in ons lewe sal wees. Nehemia skryf so mooi, en hy sê, die blydskap in die Here is julle beskutting, dis jou veiligheid. Dit bewaar jou hart, dit bewaar jou lewe, dit bewaar jou gesin, dit bewaar alles van jou lewe, wanneer jy beweeg in die blydskap van die Here. En daardie blydskap is nie iets wat jy aanplak of aanmaak nie, dit is 'n blydskap wat die Heilige Gees in ons werk. Dit is 'n blydskap wat daar kom, soos wat ons wandel saam met die Here, soos wat ons dieper gaan in ons verhouding met hom, soos wat ons hom raak sien in alles, selfs in die moeilike fases van die lewe. Want Dawid het mos mooi gesê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, wat? Sal ek nie alleen wees nie. U stok en u staf, die sal my vertroos. Soms het ons nodig om te sing,
in the valley of the shadow of death. Amen. Sing daar binne tot eer van die Here. Verbly jou in die Here, want weet jy wat, jy kon daardeur alleen gegaan het, want die Here is met jou. Amen. En hy gaan jou aan die ander kant uitkry. Verbly jou in die Here. Paulus beveel dit vir die gemeente in Filippense. Verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Verbly jou in hom. Al gaan daai bankrekening in 'n minus in. En al is die wiel pap. En al voel jy dit aan jou lyf. Verbly jou in die Here. Want sy loon vir jou is groot in die hemel. En hy ken jou hart. En hy is jou Vader. En hy sê, hy sal alles vir jou ten goeie laat meewerk. Ja, die lewe voel soos 'n fight partykeer, hè? En partykeer voel ons moet so soldate wees wat beklei hierso. Maar kom ons wees anders en sê, ons sal veg, ja, maar ons sal singend veg. Ek sal singend en juigend voorwaarts gaan, amen. Want God is met my, hy gaan voor my uit. Hy sal vir my die oorwinning gee. Blydskap in die Heilige Gees. Dit is waaroor die koninkryk van God gaan. Gaan nie oor wie's reg en wie's verkeerd, watter denominasie behoort ek aan, watter denominasie behoort ek nie aan nie, hoe trek ek aan, waar kom ek vandaan, wat eet ek nie, watse feeste hou ek, watse feeste hou ek nie, drink ek wyn of drink ek sap by die nagmaal, wat maak dit saak? Ons moet ophou beklei oor die goed wat ons verdeel, en fokus op die geregtigheid, die vrede en die blydskap in die Heilige Gees. God sê, daar waar daar 'n eenheid is, sal hy sy seun oor beveel. In jou huisgesin, as julle in 'n eenheid staan, sal God dit seën. In die gemeente, by die werk, in families, waar ook al, waar ons in 'n eenheid staan, sal die Here ons seën. Ons sal sy guns beleef in ons lewe, wanneer ons in 'n eenheid saam is. Daarom moet ons ook maar gereeld sing, dis eintlik 'n gebed, bind us together, Lord. Bind us together with a cord that cannot be broken. God sal dit seën. Dit is waarop hy wil hê, ons moet fokus. Om in 'n eenheid te staan, om saam met mekaar bly te wees in hom en oor sy werk, en om te doen wat reg is aan mekaar. Amen. Ek sluit af met nog woorde van Paulus in Galasiërs hoofstuk 6. Hy sê, moenie moeg word om te doen wat goed is nie. Moenie moeg word om te doen wat reg is nie, want op die regte tyd sal julle die beloning kry as julle nie verslap nie. Dan sê hy, doen goed aan alle mense, maar eerste aan die huisgenote van die geloof. Ek en jy kan nie die koninkryk van God uitdra na ander plekke toe, as ons nie ons broer en suster in die Here kan lief hê nie. Of ons mense by die huis kan lief hê nie. Dit is waar dit begin. Charity starts at home. As ons dit daar reg kry, daar mekaar respekteer, daar mekaar dien, mekaar se hande en voete was, mekaar se hande omhoog hou, vir mekaar bid, mekaar ondersteun, as ons dit kan doen by die huis, God se koninkryk daar vestig in ons huise, dan sal ons dit kan uitdra in die wêreld waarin ons gaan. Dit is waar dit begin. So kom ons leef deur die Heilige Gees. Kom ons leef in sy blydskap en in sy vrede en in sy geregtigheid. Dit is waaroor die heilige lewe gaan. En dit is 'n lewe wat God bly maak. En dit is 'n lewe wat die Here sal seën. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vir u woord. Dankie dat u mooi reguit met ons praat, Here. U woord is voedsel vir ons siele. En dankie dat ons vandag kon eet het aan die brood van die lewe. Ek bid, Here, dat u vir ons sal seën, Here, dat ons ook hierdie
waarhede van u woord en hierdie instruksies van u woord sal uitleef. Dat ons fokus op die regte plek en op die regte dinge sal wees. Geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Ons dank u daarvoor en ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen.